Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou dit gaan baie goed met u en dat die waarheid van God se woord steeds vir u van kardinale belang is. Dit is baie belangrik hoe ons die woord van God gaan lees. Ons moet die regte eksegese gebruik om die regte konteks van 'n skrifgedeelte of gedeeltes uit te kan kom. As ons dit nie doen nie, kan dit lei na dwalinge. En ons gaan juist vandag kyk na een van daai skrifgedeeltes in Psalm 8 vers 1 tot 6, waarin dit uit konteks gebruik word om te sê dat ons eintlik so bietjie minder as God gemaak is. Nou daardie videoklip van pastoor Beverly Wolmerans, die vrou van Dr. Theo Wolmerans, lees hy uit die Nuwe Lewende Vertaling en ons gaan vandag kyk na daardie konteks, is baie belangrik, want die Satan probeer daarin slaag om die mens, die Christene te oortuig dat hulle eintlik maar little gods kan wees, dat ons eintlik 'n bietjie minder as God is. Maar dis nie die konteks van daai skrifgedeelte nie, en ons gaan bietjie daarna kyk. So kom ons spring dadelik weg. Nou wanneer ons gaan kyk na die skrifgedeelte in Psalm 8 vers 4 tot 5, is dit belangrik om die regte konteks te gebruik, ons die regte konteks te verkry. Ek lees in hierdie skrifgedeelte in die Nuwe Lewende Vertaling, omdat sy ook uit daardie vertaling gelees het. Wanneer ek opkyk na die naghemel en ek sien die werke van die vingers, die maan en sterre wat hy in hulle plekke geplaas het, wat is die mens dat hy aan hom dink, die mensdom dat hy vir hulle omgee? Nou sê hy het hom, dis die mens, 'n bietjie minder gemaak as hemelwesens en hom gekroon met roem en eer. Nou wat is hierdie hemelwesens? Dis basies maar engele. Nou in die Hebreëse taal word die woordjie Elohim gebruik. Nou dit het 'n betekenis dat ons eintlik rulers is, judges is, God het ons aangestel as sy beelddraers, ons is mense wat vir hom sy skepping regeer en onderhou, en dit is daarna moet kyk. Dit is die konteks van Elohim hier, maar kom ons gaan kyk wat sy sê, en wat is haar verduideliking oor hierdie skrifgedeelte. Psalm 8 verse 4 says, "What is man that you're mindful of him, and the son of man that you visit him? For you've made him a little lower than God." Did you hear that? "And you've crowned him with glory and honor. You've made him to have dominion over the works of your hand. You've put all things under his feet." Listen, family, the Hebrew word here is Elohim. It is God in the Hebrew. That means, family, we are to rule, we are to reign in righteousness, we are to govern with wisdom. When fear presses in, we are to declare, "I am a son, I'm a daughter of the Most High God." There is no limit to what we can attain in life. The whole earth, its riches and its fullness belong to us. Nou ja, die Hebreëse woord is Elohim. Nou dat deur hierdie woord te gebruik, glo sy dat ons weinig minder as God gemaak is. So as sy regtig die konteks hier verstaan het, sou sy dit vir die mense verklaar het en gesê het, kyk, ons is nie soos God of so minder as God gemaak nie, maar ons is eintlik maar rulers en judges. En dit is die konteks daarvan, en dit is nie verkeerd nie, want dit is wel die geval dat God hulle aangestel het as rulers, magistrate, judges en so meer. Maar kom ons gaan kyk na die betekenis van die woord Elohim en wat dit kan wees in die konteks van Psalm 8 vers 1 tot 6. The Hebrew word usually refers to the one true God, but it does have other uses. The word gods, as used here in Psalm 82 verse 6, actually refers to magistrates, judges, and other people who hold positions of authority and rule, not supernatural beings, gods in the literal sense. En dit is wat baie van hierdie mense, veral in die Word of Faith movement, word hierdie as 'n baie hoë woord geklas, die woordjie little gods. Ons is eintlik maar gooitjies, dis wat hulle dit sê. Maar dit is nie wat die konteks van die skrif leer nie. Ons moet in die regte eksegese sien, dit is baie belangrik, want ons kan maklik mislei word om te dink dat ons eintlik maar 'n hoër posisie beklee as wat ons dink, en dit is nie die geval nie. So in konteks spreek dit van rulers, judges, magistrates, wat deur God aangestel is. En ons gaan dit sien natuurlik in die boek van Psalm 82 vers 6, wat maar basies dit vir ons sê, maar hy sê julle sal sterf as gewone mense. Julle is nie gods nie, julle is maar net gewone mense. En dit is wat dit hier sê.
Kom ons gaan kyk na anders die skrifgedeeltes daarvan. Nou goed, as jy gaan kyk na Hebreërs 2 vers 6 tot 7, dis 'n vergelykende skrifgedeelte wat in Psalm 8 gebruik word, maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat jy aan hom dink, of die mens se kind dat jy hom besoek? Jy het hom weinig minder as engele gemaak. Nou gaan lees dit in die boek van Hebreërs, en dit is wat dit is, dis hemelwesens, is engele. Met heerlikheid en eer het jy hom bekroon en hom oor die werke van die hande aangestel. Nou, as ons weinig minder gemaak is as engele, hoe kan ons weinig minder gemaak word as God? Want die engele is geskape wesens, hulle is ver onder God. En ons is nog onder die engele, ons is weinig minder gemaak as die engele. So dit kan nie wees dat ons weinig minder gemaak is as God nie. Daarom moet die konteks reg gesien word, dat dit eintlik spreek van judges, magistrates en rulers. Dit is wat dit is, en dis die konteks daarvan. Nou as jy weer Psalm 8 vers 5 tot 6 gaan lees, wat is die mens dat jy hom dink, en die mens dat jy hom besoek, jy het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en hom met eer en heerlikheid gekroon. So die konteks is dat dit spreek van God het ons aangestel as rulers, as judges. Nou dit het die Here gesê in die boek van Psalms, en dit is baie belangrik om dit reg te verstaan. Nou goed, in Psalm 82 vers 6 praat dit van the word gods translates the Hebrew word Elohim. As jy gaan kyk na die vertaling van Psalm 82 6 gods, dan verwys dit na Elohim. Dit is nie dat hulle is God nie, maar dis rulers. In Exodus 21:6 and 22:8-9, the same word Elohim is translated judges. And all of you are children of the Most High. In still speaking to Israel, earthly judges, God reminded them that they and all of humanity are children of the Most High God. So dis die konteks, ons moet dit in die regte lig sien. Ons moet so versigtig wees, dat ons mislei kan word, omdat ons nie kennis het nie, dat ons kan dink dat dit spreek, dat ek en jy eintlik maar goddelik kan wees. En dis een van die dinge wat Johan de Beer in sy video's en sy dienste sê, dat ons is eintlik goddelike wesens. En dis absolute misleiding, dis totaal misleidend. Nou kom ons gaan kyk na die woordjie gods. Dit spreek van engele, dit spreek natuurlik van rulers, en dit spreek van magistrates. Met ander woorde, ons is nie minder as God gemaak nie, maar ons is gemaak na sy beeld, na sy gelykenis. Ons word deur hom aangestel, soos hy vir Eva en Adam gesê het, gaan heers oor die visse van die see en die diere van die veld en so meer. En dit is die konteks van daardie skrifgedeelte. Nou kom ons gaan kyk, wat is die konteks en hoekom dit so belangrik is. Geensins bedoel die skrif dat die mens weinig minder as God gemaak was nie, maar dat ons aan sy beeld geskaap is en aangestel is oor die werke van sy hande. En dit is die regte konteks. Maar die mens moet nooit dink dat hy gemaak is minder as God nie. Dat beteken dat ons is God, maar bietjie minder as die ware God, en dit is nie die konteks daarvan nie. En so baie mense wat daar sit en luister na, dink werklik, wow, daar staan dit, dis Elohim. En dit is die duiwelse manier om jou te mislei, om te dink dat jy eintlik iets is, maar jy eintlik nie iets is nie. Jy is maar net 'n geskape wese. En dit is die konteks daarvan. Nou goed, ek gaan afsluit. Dit is belangrik om die regte eksegese te gebruik, en nie 'n leerstelling te maak van een skrifgedeelte nie. En dis wat baie mense doen, en dis waar misleiding begin. In hierdie geval word die Little Gods leerstelling gebore. Dis baie keer lees die skrifgedeeltes en dis waar die Little Gods dan ontstaan, veral in Psalm 82:6. En dit is so baie verkeerd. Goed, die Little Gods doctrine is 'n baie gevaarlike doktrine. Dit leer dat die mens eintlik, maar nie net geskape wesens kan wees nie, maar bietjie hoër as dit. So die woord Hebrew in Hebrews is Elohim, maar die konteks moet reg verstaan word. I have said you are gods and all of you are children of the Most High. En dit is waaroor dit gaan. Mag die Here ons oë open dat ons altyd sal gaan lees wat die skrif in konteks, die regte eksegese gebruik, dat ons nie mislei sal word nie. Ek en jy is kinders van die lewende God, en ons is bloedgewas, ons doen wat die Here van ons vereis,
en hy gebruik vir ons in hierdie wêreld, maar ek en jy is nie 'n little God nie. Ons is nie net weinig minder gemaak as God nie. Ons is maar net geroep om deur hom gebruik te word. Mag die Here ons lei en deur sy Gees genade gee om altyd die regte konteks te gebruik. Mag die Here seën tot 'n volgende keer. Totsiens.